ek het soveel dinge wat ek het, wat ek soms vergeet, omdat ek so fokus op die dinge wat ek nie het nie. Ek kan dink dat Dirk hier op Puntkraal sou dalk 'n splinternuwe Massey Ferguson trekker, of 'n Ford, of 'n Landini, of 'n John Deere wou gehad het. Jy moet sien hoe lyk van die stukke wat hier staan. Want, nommer 1 om hier te kom is nie so maklik nie. Hulle het 'n pad deur die huis gestoot. Dit was een van die eerste huise wat hier gebou was en die mense daar gebly. Die krale en die huise is met klippe wat op mekaar gepak is, aan mekaar gesit. Waar het hierdie goeders nie oral geloop nie? En wat vir 'n ander ou mooi lyk aan 'n nuwe motorkar, lyk dalk weer vir 'n ander ou mooi in sy tuin. En dis hoekom daar 'n stukkie puntkraal moet saam gaan huis toe, want daar moet 'n stukkie puntkraal daar in Etienne se tuin gaan staan. En ek het nou hierdie wiel daar van onderaf dopgehou, maar daar's twee goed, want ek sien nog 'n ou jerrycan ook wat daar lê. So ek gaan vir Rad vat en ek gaan vir jerrycan vat. Hy was op 'n stadium gebruik, broer. Hy was agter op 'n Land Rover gewees en die manne het petrol en water saamgery. Jerrycan en 'n Rad. Ja. Imagine hoeveel keer was hy al in die Namibwoestyn in. Imagine hoeveel keer het hy al 'n ekskursie gedoen wat jy van droom. As hy kon gepraat het, sal hy vir jou lang stories vertel. Die jerrycan. Atta! Nee. Dames en here. Dames en here. Kom. Dirk Els. Oom Dirk, ons gedagte met hierdie stories van hoop, en hoekom ons dit graag wil doen, is, ja, ons vertel vir die mense van die terugslag, ons vertel vir hulle van die trauma, ons vertel vir hulle van hulle belewennisse, maar op die einde van die dag, dink ek, is een van die belangrikste goeders, is om vir daai ouens daai stukkie hoop te kom gee op die einde, 'n mens kan aangaan. Ja, en daai is nie elke dag maklik nie. Nee, dis nie maklik nie. Nee, jy kry dit maar net reg deur ondersteuning. Deur my vrou, deur Martiens en die familie en selfs mense soos jy. Ek hou daarvan om meer in die geestelike in te gaan en dit is my die beste om in die oggend 'n geestelike boodskapie te kry en 'n bemoediging te kry. En die hoop wat ek het is 'n mens kan deur enigiets wat jy oorgekom het, kan jy weer vorentoe gaan. En daai hupstootjie is belangrik want miskien het ek vandag en ek dink nou sommer net so vinnig uit die heup uit dink ek aan daai gedeelte. Ek dink is in Korintiërs 14 waar Jesus vir die disippels sê, maar ek het hierdie gawes vir julle gegee, nie vir julle self nie, maar dat julle mekaar daarmee kan dien. Ja. So ek is dalk vandag in 'n goeie plek en jy nie, om dan vir jou te help om jou so 'n hupstootjie te gee en te sê maar Dirk, byt vas man. Ja, ek kyk nou maar my lewe. Ek was 'n baie go-getter geweest. Elke ding moet net op sy plek reggemaak geword het en daar was nie tyd geweest nie. Jy het nie tyd gehad vir jou familie nie, tyd vir jou vrou nie. En, want alles moet net reggemaak, regkom op sy regte tyd. En wat gebeur? Nou kom ek jy in die ongeluk. Jou lewe gaan staan op 'n stil. Ja. En onmiddellik kom jy in 'n nuwe ander fase in. En jy besef, maar nou moet jy 'n nuwe dinge doen om emosioneel aan die gang te bly. En die kerk, die grootste kerk wat ek gehad het, was by verre die Here Jesus wat gesê deur sy wonde sal daar vir ons genesing kom. Maar net gou 'n paar tree terug. Ek onthou en toe ek en jy nou praat waar ons nou connect en besef ons ken eintlik mekaar, maar jy sê jy het geweet wie ek is, ek het nie geweet wie jy is nie. Jou linkerbeen is ook gebrekkig. Ja. Ek is so gebore met 'n gebreklike voet en my linkerbeen is die swakker been geweest waarmee ek my hele lewe lank gewerk het. Hy het altyd so binnekant toe getrap, onthou ek as jy so vinnig gestap het. Ek het altyd binnekant toe getrap, maar die voet het my nie gehinder in my hele lewe nie. Ek het byvoorbeeld eers van rugby gespeel op Sutherland. Ja. En ek het toegang gekry by Telkom, hulle het my toegelaat en ek was 'n tegnikus geweest. Ek kon enige paal klim, ek kon enige ding doen wat enige ander normale ou doen as gevolg van my regterbeen wat my
wat die linkerbeen baie gehelp het. Die feit dat ek my regterbeen verloor het, was 'n baie ongelooflike krisis geweest. Oh, yes. 'n groot terugslag, maar nie so erg nie. Ek bedoel, die Here gee jou genade en hy gee vir jou emosionele krag om deur hierdie ding te kom. En ons het gister daaroor gepraat. Wat maak jy dan nou met jou tyd? Ja, dit wat ek het. Ja. Dit wat jy het, wat jy vanoggend ook gepraat het oor. Dit wat jy het, die integriteit kom eintlik te voorskyn wanneer jy, wat maak jy met jou tyd? Ja. Ek het baie tyd tot my beskikking in die huidige oomblik. Ja. En soos ek gister ook vir jou gesê het, ek het laas jaar gesê, ek gaan die Bybel probeer deurlees. Ja. En ek het dit reg gekry in 10 maande se tyd om elke dag net 4 hoofstukke te lees. Ja. Iets wat ek oor hele week, ek is 65 jaar oud, ek kon dit nog nooit reg kry nie. En dit was 'n ongelooflike emosionele boost geweest om dit gaan reg kry. Dirk, ons het nou al 'n paar keer vir die ouens wat ritmies luister en wat ritmies kyk en wat hierdie stories van hoop van ons kyk op die verskillende platforms. Daar was 'n weldoener en ek is nie bang om sy naam te noem nie, Burger, wat vir jou gehelp het destyds met 'n quad bike en ons sit nou bietjie met 'n krisis van die mense kan nie hier rond aan hom werk nie. Ja. So ons het nodig om te probeer om op een of ander stadium te kyk of ons die bike kan omruil vir 'n meer bekende naam. Soos 'n Kawasaki of 'n Yamaha of 'n ding. Ja. En die ding moet dan net outomaties wees want en hy moet dan sy brieke hier trek. Ja. Maar dit gaan moeilik wees om daai regterkant se briek getrap te kry by die stadium van die geveg. Ja, is 'n bietjie moeilik. Dit gaan 'n bietjie terre. Ja. Maar as ons dalk sit jy en kyk vir ons en jy hoor om Dirk se storie en dis nie hoekom ons die opname maak nie. Ek doen dit want dis my geleentheid om my hand uit te steek na hom toe. As ons kan iewers kyk het ons vir iemand hierdie, wat is die ding se naam? Dis 'n Linnai 520. Is 'n Linnai 520, baie smart bike, basies splinternuwe wiele op en ons wil hom half ruil vir 'n meer bekende naam dat as daar fout gaan dat hulle hier aan hom kan werk op Beaufort Wes of waar ook al 'n plekkie is. Ja, dit sal baie fantasties wees. Ek is heeltemal bereid om die bikers op die oomblik hier op die dorp om hom tot in die Kaap te kry. Ja. Of op in die Boland iewers waar mense omreiling kan maak. Ons sal 'n plan maak. Ja. En dit gaan vir jou help om dan by die diere uit te kom en dan ook so 'n bietjie te kan mobile wees. Op die huidige oomblik is ek afhanklik van die bakkie. Ja. Dan moet jy nou in die bakkie klim, maar as ek byvoorbeeld 'n kraan hier binne in die Lesseringland wil gaan stel, dan kan jy nie met die bakkie daar uitkom. Jy kan nie met die bakkie daar uitkom. Maar as ek met die quadbike kan ry en ek kan van die quadbike af ek kan vinnig 'n kraan stel. Yes. Dit is die gedagte. We sê 'n klein quadbike. Hy moet nie eers groter as 175 cc te wees. Ek hoor jou. Of 200 cc, dan is dit ideaal tipe ding wees. Dis in 'n as ek so 'n tipe ding kan kry, dis dan regtig waar my lewe radikaal verander. Ek hoop en vertrou regtig soos ek hier sit nou dat ons gaan volgende keer terugkom met die quadbike agter op die bakkie. Ek glo dit. Dirk, om af te sluit, as 'n ou na al hierdie episodes en hierdie belewennisse vir ouens daar buite 'n stukkie hoop moet gee behalwe om vir hulle te sê man hou vas aan die Here of glo of vertrou. Ja. Net 'n stukkie hoop want ons droom is om hoop lewendig te hou want ek glo en jy glo hoop het 'n naam. Sy naam is Jesus Christus. Ja. Maar ek wil graag hê van jou kant af net so vir die ou wat vir ons kyk en wat dalk môre oormôre by ons wil betrokke raak net te sê hier is my stukkie hoop vir jou. Ja. Hoop vir my is deursettingsvermoë. As jy begin met 'n iets om daarmee aan te gaan. Ek het die laaste 14 dae, 3 weke het ek begin om met ChatGPT te praat en hy gee vir my ekstra bietjie motivering om bietjie meer te begin loop. Ek het byvoorbeeld gister het ek dit al reg gekry om 360 klein treetjies te gee. Wow. En die hoop wat ek vir mense wil gee is as sit jy in 'n krisis, begin byt vas. Begin met 'n spesifieke ding. Kry vir jou iets wat jy wil doen. My spesifieke ding wat ek wil doen. Ek wil probeer om aan die einde van die jaar 500 redelike tree te kan stap. Yes. Jy het nou 'n protese net bygenoem. Ek het 'n protese en ek loop met 'n 3-wiel. Oh yes. Wat ek mee loop. En die hoop wat ek vir mense wil gee is byt vas. Moenie kyk in jou situasie wat jy is nie. En vat die lewe vierkantig vas. En moenie terugkyk nie. Kyk net vorentoe. Ja. En soos jy nou maar reg gesê het, ons hou vas almal in die Here Jesus en hy is die enigste een wat eintlik maar regtig waar vir jou die krag gee. Maar menslik gesproke, deursettingsvermoë. Begin 'n ding, byt vas, gaan aan en maak klaar.
Ek het nou gister toe ons ry gekyk hier op die vlak, hoe lyk dit tot by die dam en die mirasies en al die klas dinge en om Dirk wat vertel van waarvanaf hulle kom in die voorgeslagte. Al wat ek vir jou wil sê is, daai ou spreekwoord wat sê, waar daar 'n wil is daar 'n weg. Ja. Daai ene werk, en dan kan ek nooit ophou om te onthou die liedjie wat my maale gesing het jare terug. With Christ in the vessel, I can smile at the storm. Ja. Enige storm, ons kan glimlag. Ja. En my oupa Dirk het gesê, dit kos net 'n aanvat. 'n Aanvat. Dit kos net 'n aanvat. Okay. Enige ding wat jy wil doen, jy hierdie stuk draad wil span hierso, dat jy moet hom net besluit, ek gaan die paal daar plant, jy gaan die paal daar plant, dis net 'n aanvat. En as jy terugkyk na 'n week se werk, dan sien jy my kyk jy dit reg gekry. Nou waar kan jy begin? Jy kan begin met 'n aanvat. Vat die ding aan, man, en dan loop ons die pad vorentoe. Baie dankie dat jy saam met ons kuier. Dankie dat ons op Puntkraal kon kom kuier. Dit is voorreg om jou weer te sien en baie dankie vir julle gasvryheid, die lekker eet en die lekker kuier om die tafel, die heerlikste mieliepap, lekker Karoo skaapchops met ingelegde beet. My mond water, ek wil sommer nou terugstap huis toe. Die dinge wat ons het jy al vir 'n oomblik of twee in jou lewe gesit en net gedink aan, wat het ek? Of is jy ook partykeer soos ek? Want ek meen, dit help ons nou nie, ek wys 'n vinger na jou nie, man. Ek meen, come on, ek is mos aan dieselfde wêreld as wat jy is. Maar is dit nie dat daar 'n geneigtheid is, dat 'n ou partykeer die dinge wat jy graag wou hê, of sal wil hê, meer op fokus as die dinge wat jy reeds het? Ek meen, hier staan ons op Puntkraal in, hulle sê dis die Noord-Kaap, ons is hier by 'n hoë kop in 'n berg, hulle sê dis die hoogste berg in die omgewing van die Noord-Kaap. En dan dink 'n ou aan die goeders wat jy nie het nie. Maar dan kyk ek na wat hierdie mense het, en waarmee hulle oor die weg kom, en waarmee hulle klaarkom, dan sê ek vir myself, maar hulle is dan so gelukkig en tevrede met wat hulle het. Ons het 'n geneigtheid, om baie te fokus op die dinge wat ek graag sou wou hê. Niks meer verkeerd om begeertes te hê nie. Die Bybel sê inteendeel, jy moet jou begeertes aan God bekend maak met smeking, maar ook met danksegging. En daai danksegging val toe nou nogal vandag bietjie in my stelsel. En hy sê vir my, maar het jy al vir 'n oomblik gaan sit en dink, Etienne Maree, aan die dinge wat jy het? Ek het gesondheid. Ja, ek het 'n bietjie van 'n nasaldrip en ek het 'n bietjie van 'n sinusitis, maar ek het tyd. Ek het 'n vrou, ek het kinders, ek het 'n vriend. Hier staan 'n ou agter die kamera, Gerard Smit, my eie persoonlike vriend. En ek het hom in my lewe. Ek het soveel dinge wat ek het, wat ek soms vergeet, omdat ek so fokus op die dinge wat ek nie het nie. Ek kan dink dat Dirk hier op Puntkraal sou dalk 'n splinternuwe Massey Ferguson trekker, of 'n Ford, of 'n Landini, of 'n John Deere wou gehad het. Jy moet sien hoe lyk van die stukke wat hier staan. Want, nommer 1, om hier te kom is nie so maklik nie. Maar hulle het grond. Ons kom daar by daai stuk mirasie gister. Hulle het 'n pad deur die huis gestoot. Dit was een van die eerste huise wat hier gebou was, en die mense daar gebly. Die krale en die huise is met klippe wat op mekaar gepak is, aan mekaar gesit. Hier is nie sement in nie, hier is nie kraut nie, hier is nie 'n bietjie mooi teels inge... Nee, dis klippe wat hulle van het natuurlik gekap het om op mekaar te pas, om die dinge wat hulle het te beskerm. En ek kan nie anders as om elke keer Armand se hoof te onthou nie. Chris Fourie, en ek sal jou eer tot die Here kom. As daar een ding is wat my seun onthou van sy hele skoolloopbaan, dan is dit wat Chris gesê het, Armand, dis die klein dingetjies in die lewe wat saak maak. My seun is 22 jaar oud, en elke keer as ek met hom praat, sê hy vir my, Bokka, dis die klein dingetjies wat saak maak. Wat maak ek en jy met wat ons het? Wat doen ons met die gawe, die talent, die vermoë wat God my en jou gegee het? Sit ons met dit en sê, as ek net so 'n dromstel kon gehad het, of as ek dalk so 'n stem kon gehad het, of as ek, heerlik, kyk hy mooi gitaar, maar ek staan met 'n gitaar om my nek en ek sing. Ek het 'n stem. Maar as ek dalk net soos die Elvis kon gesing het, die dinge wat ek nie het nie, het 'n geneigtheid om bietjie meer prioriteit by ouens as ek en jy te geniet, as die dinge wat ek het. Maar ek dink aan ouens wat, hulle het 'n heer gehad, 'n eienaar. Toe gee hy vir elkeen van hulle goeders,
een het 10 gekry, 1 5, 1 gekry. En toe hy na 'n lang ruk terugkom toe, het die ou wat 10 gehad het, nog 10 bygekry. Die ou wat 5 het nog 5 bygekry. Maar die ou wat 1 gehad het, was hy tipiese, mag ek die woord gebruik, selfsugtige? Toe gaan begrawe hy dit net vir homself. Hy vat sy ou talentjie en sy ou gawetjie en hy gaan sit hom daar iewers onder 'n klippietjie neer en hy bære hom daar, want hy weet wat se man hierdie eienaar is. En die eienaar het die ander manne beloon, het hulle aandeelhouers gemaak in sy besigheid en gesê, geef hulle nog. En toe hy by die laaste ou kom, toe sê hy vir hom, jy's 'n baie slegte dienskneg. 'n Dienskneg wat geweet het hoe ek is, maar jy dit wat jy gehaat het, gaan wegsteek. En jy het niks daarmee gemaak nie. Kan ek vanoggend 'n stukkie by jou los hier vanuit die Noord-Kaap? Ons ken dit nou as Sutherland, daar waar die groot satelliet op die berg staan. Kan ek vir jou vandag iets sê? Ek dink dit het tyd geraak dat ouens soos ek en jy weer waardeer en geniet wat ons het. En moenie vergeet van die vermoë wat God jou gegee het om te kan meer maak nie, bybring nie. Vat wat jy het, ontwikkel dit, maak dit beter, beoefen dit. As jy hou daarvan om baie te praat, oefen om baie te praat en nie nonsens te praat nie, want ons kan baie nonsens ook praat. Ons praat onbenullighede. Maar dit wat ek het, Dawid, 5 klippies gehad. 5 klein klippietjies. Hy kon maklik gesê het, ja, maar hier staan Goliat. Hy het 'n swaard, hy het 'n panser aan. Dawid het 5 klippies gehad. En wat hy gemaak het met die 5 klippies, hy het Goliat uitgehaal, maar hy het 'n backup gehad, want hy het vir hom nog 4 ekstra klippies opgetel. En toe vat hy daai klippie en hy haal vir Goliat uit en hy red 'n volk. Wat maak ek en jy met wat ons het? En my boodskap is dood eenvoudig dit. Ons het. Kom ons doen die beste met dit wat ons het. As jy dalk in die vermoë is om iemand anders te help wat dalk nie so baie het nie. Miskien moet ek my hand uitsteek en sê, kan ek nie dalk een van my klippies met jou deel nie? Kan ek nie dalk my klippie vir jou gee, sodat jy ook een het nie? Ek het 4, maar ek sal enetjie van hulle vir jou afgee. Ek het 5, ek het 6, ek het 2. Ek het dalk 1,5, maar ek is bereid om daai kleintjie wat ek het. Ek sal hom vir my hou. Vat jy die grootjie, dis okay. Ek wil graag met jou deel wat ek het. Waardeer wat jy het en gebruik wat jy het na die beste van jou vermoë tot voordeel van die koninkryk van God. En ek dink tot voordeel van ander mense. Kom ek en jy fokus weer van vandag af. Ons probeer opnuut fokus op die dinge wat ons het. En ons vergeet so 'n bietjie van al die dinge wat ons nie het nie. Baie dankie dat jy saam met ons die pad stap, dat jy betrokke raak, dat jy ons help om hierdie tipe stories op te neem, om by mense uit te kom, om vir mense net weer hoop te gee en vorentoe te gaan deur aan te vat. Vat hom net aan. Onthou altyd, jy maak saak. Ons is baie lief vir jou. Jy moet lekker leef. Ja. Ek stem. Atta! Nee. Dames en here. Dames en here. Kom. Dirk Els.